Ons kry elke jaar die geleentheid om in die openbaar vir ons paas en maas dankie te sê, om te sê vir hulle, ons waardeer hulle. Die opofferings wat hulle maak aan die groot klok te hang, om maas te eer is baie belangrik, so ook alle ouers. Dit is so belangrik dat die Here dit ingesluit het in die 10 gebooie. Ons lees Eksodus 20 vers 12. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die enigste van die 10 gebooie waaraan in gelofte 'n belofte vasgemaak is. Om iemand te eer, kom ons kyk net mooi kom agter die kap van die byl. Wat beteken dit om iemand te eer? Om iemand te eer is om so 'n persoon te respekteer vir die waarde wat so 'n persoon tot jou lewe toevoeg. Ons respekteer hulle wat ons bewonder. Hoe bewonder ons? Waarom bewonder ons? Wat beteken bewondering? Dis wanneer ons goed voel oor iemand wat iets regs doen of iets goeds doen. Ons eer iemand, mense wat eer verdien. Iemand wat eer verdien oor wat hulle reg en goed gedoen het. So eer ons byvoorbeeld mense wat hard werk. Ons eer mense wat getrou is in hulle werksverrigting. Ons eer mense wat doen wat goed en reg is. Ons ouers en ons ma's dan vandag, meer spesifiek, is ons eer werd. Ons eer hulle omrede die verantwoordelikheid wat hulle geneem het om kinders te hê. Verantwoordelikheid, wat is dit? Ek is verantwoordelik wanneer ek seker is ek doen wat ek veronderstel is om te doen. Ek is getrou in my werk. Dis verantwoordelikheid. Ons eer en respekteer vir ma's en pa's vir hulle verantwoordelikhede. Vandag eer ons ma's vir die verantwoordelikheid om kinders te versorg. Dit het begin lank voordat jy in die wêreld gekom het. Ons eer hulle vir die verantwoordelikheid wat op hulle lê om kinders voor te berei vir 'n suksesvolle volwasse lewe. Ons eer ma's omrede die baie ure en dae en maande en jare van omgee bekommernisse. Ons eer hulle daarvoor. Dis iets wat jy eintlik min sien. Miskien nog minder is dit iets wat ons bemerk agter wat hulle doen. Ons eer ma's deur gehoorsaam te wees aan hulle. Kinders is gehoorsaam aan ma's omdat ma's eenvoudig net beter weet. En ek weet, dit voel nie so nie, veral as jy in jou tienerfase kom, dan is jy nie heeltemal oortuig dat ma beter weet nie. Hoekom weet ma beter? Omdat ma's en pa's oor baie jare geleer het wat is belangrik vir kinders om te doen. Hulle was ook soos jy 'n kind. Hulle het groot geword. Hulle het in die volwasse lewe ingegaan. Hulle het gesien wat alles gedoen moet word. Hulle het gesien wat kinders alles moet weet. Hulle het gesien hoe moet ek my kind voorberei vir 'n suksesvolle lewe. En dit is wat agter gehoorsaamheid steek. Selfs iets so simpel as gaan maak jou kamer reg. Jou werk eendag gaan vir jou verg, byvoorbeeld, een voorbeeld, om netjies te wees, om spesifiek instruksies te volg, om te doen net soos jou werkgewer van jou verwag. Waar leer jy dit? Onder andere, as ek my kamer gaan regmaak, as ma so sê. Gehoorsaamheid in die huis, my broer en suster, maak dit vir jou maklik, berei jou voor vir gehoorsaamheid as 'n volwassene. En jy moet baie plekke gehoorsaam wees. In die begin, op jou eie daar buite, moet jy gehoorsaam wees aan jouself. Jouself wat vir jou sê, jy moet nou dit gaan doen, jy kan nie nou dit doen nie, jy moet nou gaan slaap, jy moet dit, jy moet. Die moed kom net altyd, hulle hou nooit op nie. En dan is dit 'n werksplek, dan is dit 'n huwelik, dan moet ons leer om mekaar gehoorsaam te wees, soos dit reg is voor die Here. Ons het altyd gehoorsaamheid. Het u geweet dat Suid-Afrika se tronkbevolking van die hoogste en grootste is ter wêreld? Hoe beland 'n mens daar? Sommige maar net. Nee, my broer en suster, daar's lang voorbereiding wat uitloop op 'n tronk. Lang voorbereiding. Die voorbereiding van jare se ongehoorsaamheid. Ek maak wat
Ek wil. As jy gehoor, dis dit jy groot word. As jy daar uitgaan, my broer en suster, gaan jy maak wat jy wil, dan loop jy jou vas teen die wet. Want dan kan jy nie steel soos jy wil soos jy gesteel het toe jy kind was. Dan gaan jy jou vasloop. Dan sit hierdie wet, dan sit daai wet, dan sit hierdie straf, dan sit daai straf. En jou ongehoorsaamheid kry jy op die ou end in 'n tronk in. Vra vir almal wat ver oggend wakker geword het in een van Suid-Afrika se tronke. Gehoorsaamheid, hulle weet wat hulle het geleer. Ons eer maas omdat die Here gehoorsaamheid van ons verwag. Dis 'n gebod, is nie 'n versoek nie. Ons moet ons paas en ons maas eer. Daar staan niks voor paas en maas by Eksodus 12 vers 20 nie, by Moses. Daar staan niks nie. Daar staan nie eer jou goeie pa en jou ma nie. Eer jou slim pa en jou ma. Eer jou pa en ma wanneer hulle weet hulle is reg. Eer jou pa en ma wanneer hulle reg is. Nee, daar's geen kwalifikasie. Eer jou slegte pa en ma? Ja. O ja. Dan moet jy nog meer eer. Want wie gaan die Here gebruik in daai slegte pa se lewe as hy nie vir jou kan gebruik? En die mag van God, my broer en my suster, word geopenbaar in die mag wat 'n kind het in 'n lewe van 'n ouer of 'n volwassene wanneer daai kind doen wat reg is deur die Here. Dis 'n preek op sy eie. Ek gaan liewers nou daar stop. Wat ma's van kinders verwag om te doen is belangrik, maar noodsaaklik. Noodsaaklik. Vandag is daar baie volwassenes wat pa's en ma's verloor het aan die dood voordat hulle kon sê pa, dankie, ma, dankie. In al hierdie jare van my lewe as 'n volwassene het ek nou agtergekom hoe belangrik dit was, daai ding wat jy gesê het ek moet doen en dit wat jy gesê het ek moet doen. Dis hoe ons is. Ons sien nie as kinders wat ons ouers sien nie. Dis onmoontlik. Eers deur die produk van die volwasse lewe leer ons en kom ons agter en besef ons hoekom my pa en my ma so gedrul het vir dit en gedrul van dat en dan kom ons dit eers agter. En as jy dit agtergekom het in jou pa en ma lewe vandag nog, in hemelsnaam, asseblief, ek vra vir jou 15 asseblief. As ons nie klaar is, bel hulle. Bel hulle. Al is dit hoe moeilik. Pa, ma, dankie vir wat julle vir my beteken het as kind. Weet jy wat 'n impak dit gaan hê op 'n slegte pa en ma? Weet jy wat 'n positiewe impak dit gaan hê op 'n slegte pa en ma? Ek kom terug met daai onderwerp. Deur ma's het deurgegaan deur baie jare, het hulle geleer wat moet kinders weet en doen. Hoekom ek uit daarby is pa en ma se nommer 1 bekommernis as hulle begin dink aan kinders. Hoekom ek daarby uit om my kinders voor te berei dat hulle eendag suksesvolle, gelukkige lewens kan hê. Hoe doen ek dit? Hulle leer dit deur die jare in die huis en die jare na dit uit die huis uit. Leer dit deur mense wat ons van hoor, mense wat ons van lees, wat dit nie gedoen het nie, mense wat nie 'n suksesvolle lewe het. En daar's baie van hulle. Ek beklei elke slag as ek die skool oopmaak. Saam met die juffrouens, dan beklei ons. Ek beklei kliphard met alles wat in my is. As daar net 1, 2, 10 is wat ek daar kan kry, wat sal besluit, ek wil 'n gelukkige, suksesvolle lewe hê, ek wil doen wat reg is. Bid nog vir onderwysers. Weet jy wat se kinders daar vandag in die skole is? Ons het 2 onderwysers hier wat ek van weet. Vra vir hulle. Dis 'n eye-opener. Jy en ek was nie daarmee in kontak nie. Dis nie deel van ons ervaringsveld nie. Ek kan jou dit verseker. Ma's het ontdek nadat hulle ma geword het, hoekom hulle ma's, jou ouma,
aangedring het by hulle ongehoorsaam te wees. Hulle besef, jou ma's, hoekom het nodig was gewees het om vir ouma te gehoorsaam. Ons ma's ontdek soveel kere, ouma was reg oor ouma wat verwag het, ek moet dit en dat doen, en dis so belangrik, en ek kon glad nie agterkom, dis belangrik nie. Veral as 'n tiener. Tienerstadium is so belangrik, hulle ontwikkel hulle eie persoonlikheid, voorkeure, afkeure. Ek is die enigste een wat sê, gee vir hulle 'n bietjie afstand. Hulle moet hulle eie self ontdek. Maar dan moet jy na soveel jare se ervaring in gesprek tree my kind. Weet jy hoekom haper ek so vir jou om hierdie eenvoudige ou roetinetjie te doen? Weet jy hoekom? Dat hulle verstaan. Hulle wil verstaan. Hulle soek antwoorde. Ek het op 'n call toe ons nog suksesvol gekompeteer het met kinders se sosiale media en ontspanning wat daar buite vir hulle wag, deur elke week 'n klomp kinders hier te hê, vir hulle gesê, daar's hy. Papier, pen en potlood, skryf vir my. Vra. Watter vrae het jy? Boeta? Mense, as jy nou dink hulle het aanmoediging gehad om dit te doen, dan maak jy groot fout. Hulle het vir my sulke lyste vrae. Die volgende week weer 'n lys vrae. En as ek een vraag antwoord, dan's daar 5 nuus. Verstommend in watter mate kinders prosesseer. Dit is so belangrik dat jy in kontak is met jou kind se wêreld, dat jy kan weet min of meer, wat is die stukke in haar lewe wat sy bymekaar moet begin bring en kan verstaan. Hoe verstaan sy dinge? Praat met haar, begin net. Ek weet jy voel nie bekwam nie. Uitstekend, is die beste plek om by te wees. Beste plek. En dan gaan jy bid voor jy begin sê, Here help my asseblief, ek weet nie waar om te begin nie, wat gaan ek sê, begin net, vra net vir die Here om te help en dan vertrou jy, maar gaan jy net aan. Die eise wat aan vandag se kinders gestel word, my broer en suster, is iets absoluut ongeloofliks. Dis ongelooflik. Hulle gaan in 'n groot dienswêreld in wat totale al disfunksioneel is. Dit wat ons vanselfsprekend aanvaar, ek het dit geleer toe ek 5 jaar oud was. Daar's groot mense in ons land en baie van hulle wat dit nooit geleer het nie. Jy stap in 'n werkplek in en dis absoluut interpersoonlike chaos. Ons moet tyd spandeer met ons kinders. As jy weet hoe nie, vra my, jy kan my wraggies elke dag bel. Jy kan my in die middel van die nag bel. My foon is nooit op do not disturb nie. Dat ek vir jou help, dat jy bemagtig, voorberei, gereed kry. Ek dwaal baie af vandag. Ma's het ontdek wat ouma gedoen en gesê het, baie goeie redes, en nou doen ma's dit ook. Want ouma se wysheid is aangeneem en aanvaar deur ma. Wat maak ek om vir my kinders voor te berei vir 'n suksesvolle lewe? Suksesvol om gelukkig te wees. Suksesvol is wanneer dinge regloop. Jy's gelukkig basies wanneer dinge regloop. Ek suk in dominees, in sielkundiges, my broers en susters, suk met mense wat se lewe nie by sukses uitgekom het nie. Grootliks is ek haastig om by te voeg. Grootliks as gevolg van hulle ouers. U moet onthou, ons land het deur verskriklike, vinnige, versnellende veranderings gegaan. My pa was 'n plaaskind wat in 'n stadsmilieu omgewing moes funksioneer. Stadsmense, ander goede, ander lewens, ander pressures, ander realiteite. En vandag se ma en pa is dieselfde. Hulle is wel, almal van ons is dorp of stadsmense, is nie plaasmense nie. So ons is baie meer blootgestel aan dit wat my kind nie aan blootgestel is. Internet ensovoorts. Maar daar's gedurig dinge wat gebeur, is gedurig vooruit. Daar is gedurig dinge wat gebeur wat nie deel is van jou agtergrond nie.
Kan jy met 'n kind saamgesels oor hulle sosiale media gebruik en wat daar gebeur? Suksesvol. Ouers weet, ma's en pa's wat nodig is om voor te berei vir 'n suksesvolle lewe. Dis interessant, die Bybelse lys, daar is 'n Bybelse lys van mense wat afgedwaal het, en dit is aan die einde van die mense bestaan op hierdie aarde. En dan gee daai Bybelgedeelte vir ons 'n lys, 'n beskrywing van hoe daai mense gaan wees. Ons praat van mense se karaktereienskappe, né? 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4. Dit moet jy weet, in die laaste dae gaan daar moeilike tye kom. Want die mense selfs sal selfsugtig wees. Nou onthou, hierdie eienskappe gaan jy kry by mense 100 jaar gelede. Die vraag is eintlik, in watter mate het die selfsugtigheid wat jy van weet van baie lank gelede, hoe vergelyk daai selfsugtige mense met vandag se selfsugtige mense? Dis die enigste vraag. Die goed wat ons nou gaan sien hier, wat ons ken, wat ons al gesien het dit verminder of het dit vererger? Dis my vraag aan jou. En hoeveel van die goed wat jy hier sien is vir jou vreemd, nuut? Dominee, ek het dit nie geken toe ek 'n kind was. Want die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootprater, aanmatigend. Wat is aanmatigend? Is as ek iets toeëis wat nie myne is nie. Ek verwag iets van jou en wat het jy die reg om dit van my te? Dis aanmatigend. Okay? Godslasterlik, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, goddeloos. Goddeloos. Hoe goddeloos was mense 50 jaar gelede? O, baie minder. Baie minder. Goddeloos, ongevoelig, genadeloos, beledigend sonder selfbeheersing, wreed sonder liefde vir die goeie. Verraaiers, roekeloos, hooghartig, lief vir plesier eerder as vir God. Ek wil nie daai een uithaal, ongehoorsaam aan ouers. Met ander woorde, die ongehoorsaamheid van, sê nou maar wat 'n onderwyser vir jou sal sê, van 20 jaar, wanneer jaar toe hy begin het, en die ongehoorsaamheid van kinders vandag, is dit dieselfde? Is dit dieselfde? Is dit erger? Ongehoorsaam aan kinders. Mense, my broer en suster, en die menslike karakter is besig om al hoe meer agteruit te gaan. Jy moet dit in gedagte hou, dit gaan vir jou help om nie vir mense kwaad te word. Dit gaan vir jou help om mense te vergewe. As jy nie vergewe nie, dan sweer dit by jou. Wil jy regtig dat wat iemand aan jou gedoen het, wat 'n slegte persoon is, wil jy regtig daai persoon die toestemming gee om jou lewe te versuur, lank nadat dit gebeur het? Hoe gaan mense wees? Watter eienskappe? Ongehoorsaam aan ouers. Dis 'n veralgemening wat ons hier kry. 'n Veralgemening, meeste mense gaan so wees. Dit gaan tipies wees van kinders aan die laaste era voor Jesus kom. Ongehoorsaam aan ouers. Algemeen. As jy ongehoorsaam is, dan het jy nie regte karakter nie. Dan het jy nie die geleentheid in jou ouerhuis om gevorm te word nie. Vorming. Voorbereiding. Die ouer huis, my broer en suster, is waar als begin. Dis een van die dinge wat hulle vir 'n mens leer op universiteit as jy 'n beradingsgraad gaan loop. Jy moet 'n beraader word. Dan leer hulle vir jou, waar begin jy? By die ouerhuis. By die ouerhuis. Daar het alles begin. Daar het dit en dit ontbreek, want dit wat by die ouerhuis 'n kind se karakter nie vorm nie, vorm die persoon wat ek word. Dit wat nie daar is nie, wat nie gevorm word nie, is ongevorm. En dis wat jou laat betaal wanneer jy 'n volwassene is. Dan's jy nie gevorm, oftewel gereed vir die verantwoordelikhede, die eise, die realiteite van die volwasse lewe nie. Dan sukkel mens. Jy sukkel om verantwoordelik te wees by die werk, by die huis. Jy sukkel om getrou te wees. Jy sukkel om getrou te bly aan mekaar. Hoekom het ouers en paas gehoorsaam? Hulle oefen die Here se gesag uit in die gesin. Die Here
het gesê dat ouers is sy verteenwoordigers in die gesin. Wanneer kinders ouers gehoorsaam broers en susters, dan die kans is goed dat hulle eendag hulle werkgewer makliker gaan gehoorsaam. As ouers en ander gesagsfigure geleer om te gerespekteer te word, dan as volwassenes, dan volg die respek vir gesagsfigure baie maklik. Kinders moet selfs paas en maas wat nie eer verdien nie, gehoorsaam. Ons eerbiedig selfs as ouers nie kinders verantwoordelik voorberei vir die lewe nie. Ons eerbiedig hulle eerstens deur hulle te vergewe vir wat hulle verkeerd doen of gedoen het of ontbreek het om te doen. Ons respekteer hulle want as kinders het hulle heel moontlik die slagoffer gewees van hulle slegte of onverantwoordelike ouers. As ek met mense gesels oor probleme, een van die eerste dinge wat ek vir hulle sê in terme van huweliksberading is daar's nie so iets soos perfekte ouers nie. Daarom is daar altyd by elke ouer in elke huis dinge wat ontbreek. Daar's nie 'n perfekte ouer nie. Ons moet dit aanvaar. Dis die realiteit. Dis met jou en met jou vrou presies dieselfde, met julle kinders gaan ook so wees. Daarom kan ek my nie laat lei deur die Here se gebod om te eer deur my pa en my ma se prestasies en wat hulle gedoen het nie. Dis nie 'n kwalifiserende gebod nie, my broer en suster. Ons doen nie eers wanneer hulle kwalifiseer in ons oë vereer nie. Ons doen dit klaar. Dis baie moeiliker as jy ouers gehad het wat jou nie na behore voorberei het of kon voorberei, in baie gevalle kon voorberei vir vandag se volwasse lewe. Is dit baie moeilik wanneer jy met groot agterstande as wat betref ouer uit die ouerhuis kom om self 'n goeie ouer te wees. Dan moet jy soveel harder werk om dinge reg te kry wat verkeerd was, om dinge in plek te kry wat nie daar was. Wanneer kinders onverantwoordelike ouers eerbiedig, moedig dit daardie ouers aan om beter ouers te wees. Hoe kry jy 'n alkoholist om op te hou om 'n alkoholist te wees? Gee vir hom 'n vrou wat net altyd lief is vir hom. En wat elke dag in die Here se voete die krag kry om by hom te bly. Daar's niks wat so by 'n man spook. Praat maar met mense, mans wat alkoholiste was. Daar's niks wat so by 'n man spook as 'n goeie liefdevolle vrou wat vir hom wag by die huis as hy in die kroeg sit. Dit wil jou van jou verstand af kry. Die Here, my broer en suster, gebruik ons. Gebruik ons elke dag in mekaar se lewens, bietjie of baie. Ek sluit af. Here gebruik juis eerbiedige kinders om ouers te help om by die Here uit te kom. Help my Here, daar's leemtes in my ouerskap. As jy as kind nie ondergekry kan word deur 'n onregverdige of 'n slegte pa of ma nie, my broer en suster, deur die Here se krag gaan jy wondere verrig in jou lewens, in jou lewe. Dan het jy alreeds die voorbereiding vir dit wat negatief wag. In al wat 'n lewende wese is, ervaar negatiewe goed in die volwasse lewe. Ons kan nie daarby wegkom. Ons lewe nie alleen op die planeet nie, daar's altyd mense met wie ons te doen het en deur ons kontak met mense word jy teleurgestel. Dis onvermydelik. Hoe ouer jy leer in die ouerhuis al om dit te kan hanteer, om te vergewe, om goed terug te doen altyd wanneer sleg aan jou gedoen word. Hoe meer paraat is jy, hoe meer gereed is jy, hoe meer voorbereid is jy en wraggies, hoe groter is jou kanse op sukses met enige verhouding en enige plek waar jy gaan wees. Ek sluit af. Hierdie 5de gebod om ouers te eer, my broer en suster,
word 'n paar keer herhaal in die Nuwe Testament. Dis die enigste gebod waaraan 'n seëning gekoppel word. Enigste een. Dat jy lank mag lewe in die land wat die Here jou gee. Daai lank is nie net oud word nie. Mense sê ja, dominee, ek stel nie belang om oud te word nie. Ek dink ek weet waarvan jy praat. Dis om 'n suksesvolle, gelukkige, geseënde lewe te hê. Ons moet nooit hierdie oog verloor nie. Dit wat ons reg doen, sien die Here raak. Elke bietjie van dit, elke ons. En hy beloon vir ons, hy's getrou. Amen. Hemelse Vader, dankie Here vir Moedersdag vir ons ma's. U weet hoeveel van ons as kinders regtig waardeer hulle of het hulle waardeer. Soveel dinge as kinders wat ons nie verstaan nie en dan hou ons dit teen hulle en ons verstaan nie. Maar wanneer ons volwassenes word, soos die jare aanstap, so sien en verstaan ons al hoe meer dat ons vir hulle kan terugdraai en sê, "Ma en pa, ek is jammer. Ek was verkeerd, ek verstaan nou. Dankie vir dit wat julle gedoen het. Dankie dat jy dit gedoen het." Dis 'n wonderlike beloning vir hulle wanneer dit waarvoor hulle ouers, elke ouer soveel jare, dae, maande, soveel ure van arbeid en bekommernis aanspook, wanneer dit eendag beloning ontvang. Wil U vir ons die krag gee daartoe, ons bid dit in Jesus se naam. Amen.